Welkom by For His Kingdom saam met my Nadia Olivier. En ek DJ Olivier. Dis lekker om hierso in ons homemade studio by mekaar te kom, DJ. It's been a minute. Where have you been? Yeah, been busy Yeah, busy doing what? making cash. Dit is lekker. Vanaand het ons verloot Goosen saam met ons. Hy is saam met ons in Lewende Woord Centurion se gemeente en hy het 'n fantastiese getuienis om met ons te deel vanaand. Ons neem hierdie op in 'n aand, maar julle luister hom in 'n oggend. So dit is nou vir julle oggend. Maar in elk geval, hy kom deel sy storie met ons. Hy het 'n baie lewensveranderende ervaring gehad in 2012 en ek het hom gevra om net met ons te kom gesels daaroor. So Loot, baie welkom by For His Kingdom se podcast. En ons sien uit na jou. So jy kan maar net begin wanneer jy reg is. Ja, great. Ag, dankie julle, is lekker om te wees. Ja, ek het ek ry motorfiets al vandat ek 6 jaar oud is. So ek wil net van die off the bat net sê ek kan ry. Net so altyd vir my, ek het dit vir haar ook gesê, maar ek kan nogal goed ry, kan tricks doen, jy weet, al daai stuff. En op 'n stadium toe was ek betrokke by die bikerskerk hierso in by Bomshelter hier in Pretoria. En ons het toe 'n breakfast run gehad die Saterdag, dit was die 18de Augustus, ek dink dit was nou laasweek of so gewees, was die ongeluk verjaarsdag. En maar die donderdag lê ek in die bad nê, en ek hoor die Here vir my sê, Loot, as jy Saterdag gaan ry, gaan jy val. En jy weet mos nou hoe's 'n man, dis soos 'n man, ek kan ry, ek kan nie, ek het mos nou vir julle gesê, ek kan dit doen, jy weet, ek doen dit al baie lank. En yes, maar dit pla my hoor, en daai volgende oggend toe ek wakker word, toe vertel ek dit vir Janet, toe sê ek vir haar, yes, ek het nou hierdie ding gehoor en goeders, en toe sê sy vir my, nee, maar dis sal goed wees as ek gaan, ek moet net versigtig wees, want ek het nooit saam met die ouens gaan ry nie, want omdat ek 'n fotograaf is, jy weet, die oues Saterdag uit met troues en besig met allerlei goeders en so aan, om die cashflow te help. Maar in elk geval, so die Saterdagoggend, ek onthou nog toe ek opgestaan het, was so mistige, motreentjie, natterige oggend gewees en so, het was koud, so ek het alles gedabbel af. Ek het hierdie ding in my hart gehad en goeders, en ek het al die safety gear aangetrek, en ek onthou ek het nog 'n beanie binne my helmet gesit, en 2 paar gloves aangesit, en jy weet, so ek was reg vir die ding gewees en so, en ons het gaan ry, en ons het die middag teruggery en so aan, en toe ons, gewoonlik hoe dit werk is die superbikes breek gewoonlik op 'n stadium weg van die groep af en so aan, en dan sit nou die ouens met die GS'e wat in die middel ry, met die BMW's, en dan sit die ouens met die cruisers wat lekker stadig hier agteraan ploeter. Hulle sê mos, Harley Davidson en daai tosseltjies wat hang op van die handvatsels af, het jy ten minste kan sien as hy beweeg, jy weet, so dan. Ja. So daai is die ouens wat altyd my agter ry, en so, ag man, seker so 2 of 3 weke voor dit, het 'n vriend van my gemigreer, en ek was een van die ouens wat my altyd agter gery het, en so saam met die cruiser ouens. En ek het toe sy motorfiets by hom oorgekoop, en so vir 'n bargain met die idee dat ek hom gaan verkoop, en die dag het ek toe nou met hierdie bike gaan ry en so. En toe ons terugry, toe breek die vinnige motorfiets nou weg van die res van die pack af, en maar ek ken nie die pad wat ons ry nie, ek het nog nooit daar gery en so aan nie, en die ou wat die beste gery het, sy naam was Dirk, en Dirk het voorgery, en ek was net agter hom gewees, so ek het maar so op sy lyne gebly en so, maar hy het gemotor hoor, hy het laat waai. En toe ons by Hornsnek kom, toe sy hele end voor my en so aan, en ek was besig gehad teen ek het so wietwin gehad, so hy het van die opdraanders gehou, jy weet, as jy oopmaak, dan is die krag daar. Ja. En toe Dirk so wegraak om die draai, toe gooi ek mielies, want ek weet nie waar hy nou op pad is nie, en ek wil nie die ou verloor nie. En ek onthou nog die bordjie, soos wat die pad opgaan teen Hornsnek, van die snelweg se kant af terug Pretoria Wes se kant toe. Soos wat die pad opgaan, was daar 'n bordjie gewees, en die hy het gewys die pad vir nou so, jy weet, van die binnekant af buite toe. So die regte ding is, as jy nou ry, obviously gaan jy nou in die buitekantse baan ry, want dis waar jy jou draai gaan maak. En toe ons op die draai kom, toe sit 'n hairpin bo in die bo op die berg, toe vernou die pad so om.
ander kant om. Toe is ek in die verkeerde baan, ek kry nie my draai nie en ek sit in die barrier vas. En maar op daai oomblik toe weet ek hierdie is dit. Jy weet, Jeanette was swanger met Reinhard gewees 'n klompie maande en so. En ek onthou net voordat ek in daai barrier vas is, was dit amper soos jy weet as jy dink aan flashcards, jy weet, en dan is dit asof ek prentjies van my lewe kon sien wat letterlik so in 'n split sekonde of so deurgehardloop het, jy weet, vandat ek gebore was. En ek onthou een spesifieke ene was my ma het 'n foto van my geneem toe ek baie klein was, ek het nog doeke gedra en so, en ek het daar in die veld geloop en vlieg en my doek het so afgesak. En my boude het so uitgesteek en so. En ek onthou daai prentjie was een van daai wat ek gesien het en so aan. Maar toe ek in die barrier vas en ek kon nie my draai kry nie en ek is bo oorgeslinger en so. Sorry, ek wil net vir jou vra, nê? As jy sê jy het geweet hierdie is nou so. Wat beteken dit? Het jy geweet jy gaan nou sterf? Wel ja, ek dink nie daar was 'n manier dat 'n ou ek dink nie daar was 'n manier dat ek dit sou oorleef het nie. Jy weet, dit is net soos ek is omtrent 12 meter af tussen 'n klomp klippe in. Daar was nie eers die medics het so gesukkel om my daar uit te dra. Maar ek het so op my linkerkant geland, jy weet, so ek het net geweet hierdie hierdie is die einde. En ek onthou nog, ek het nog gebid, in daai tyd het ek nog gebid en vir die Here net gevra, kyk asseblief na Jeanette en Reinhard. Want dit was die laaste In daai oomblikke wat jy val, bid jy dit. Ja. Wow. En ek is toe bo oor die barrier, en die agterkant van die barrier was al so 'n lang pen wat uitgesteek het agter die chevrons wat jy weet die veiligheidschevrons en so aan. Daai ding is binne my maag in. En ek het my oor gegooi en ek het op my linkerskouer geland en hom heeltemal vergrys en so en toe se gates in die klippe in. Jy weet, en wat ek nog kan onthou is dit was so te mekaar, maar ek het so bo oor die bome gespin. En toe ek land, toe is my wind uit. Maar ek was nog wakker. En die ouetjie wat agter ons gery het was net in die gemeente en so aan en hy was toevallig toe 'n medic en so en hy het gestop en hy het dadelik gekom en het my kom help en so aan en ek het probeer opstaan maar ek kon nie. En hy het vir my gesê, "Loot, jy lyk sleg, so lê net stil en so aan." Hulle het toe die ambulans gebel. En maar terwyl ek al lê, dit was die weerste gevoel want ek was nog wakker gewees. Daar was bloed binne in my helmet gewees, maar my neus het nie gebloei nie. Jy weet, so ek het nie geweet waar kom die bloed vandaan nie. En dis reg. En ek het toe op die grond gelê en wag vir die ambulans om te kom en met dit het die res van die ouens van die gemeente ook al aangekom en gestop en so aan. En van die ouens in die motorfiets uit die pad gaan haal en die ander ouens maar daar kom staan en 'n bietjie handjie vashou en jy weet probeer motiveer en goed. Maar terwyl ek al lê, was die weerste gevoel want as ek aan 'n prentjie moet dink dan ek's 'n prentjie ou, jy weet, so ek sien in prentjies en so. As jy met my praat ook dan sien ek prentjies. Ek voel 'n ding of ek sien prentjies en so aan. En terwyl ek al gelê het dit gevoel asof jy weet as mense op die strand loop en jy het 'n botteltjie water en jy vat die water en jy gooi dit oor die sand uit, dan sak dit mos so onmiddellik so weg in die grond in. Ja. En terwyl ek al gelê het dit vir my gevoel asof die aarde besig is om my lewe so in te suig. Dit was die weerste gevoel. Maar anyway, toe die ambulansouens het daar aangekom en goed en hulle het my been toe nou gespalk, maar wat hulle nie geweet het nie is die been het gedraai, so hulle het hom net reguit getrek en toe al die are in die goed toegetrek en hom lekker styf gespalk en hulle het my in die ambulans en toe ek in daai ambulans ingaan, toe kan ek voel die lewe is besig om uit my lyf uit te gaan hè. En maar ons Ekskuus. Hoe voel dit? Hoe voel dit? Jo, ek dink dis soos wanneer jy hard gegym het en jou bloeddruk is super laag. Jy weet, jy's moeg en jy kan nie jou oë oop hou nie en jy's net lus om te slaap. Ja, dit was amper so ietsie gewees. Maar ek het nou op stadium ek het nie regtig pyn gehad nie, maar ek dink die adrenalien was net te veel, jy weet. Ja, en
Maar toe ons was net, ek dink ons het net al weggetrek en goeders toe toe ek weg. En die ouens het blykbaar aan my gewerk en hulle het my resesse tyd en so aan en ek het toe weer wakker geword. Ons het nie geweet op daai stadium dat al my ribbes aan die linkerkant was af voor en agter en die ribbes is deur my longe en jy weet en so aan. Ja, En toe die tweede keer, ek het 2 keer doodgegaan in die ambulans op pad hospitaal toe, maar die tweede keer het dit gevoel asof iemand my so aan my hare gryp en my so uit my lyf uitblik. En die volgende oomblik toe ek hier in die hoek van die ambulans en ek kyk af. En maar wat vir my so weird was ek het nie myself herken nie. Ek was nie in die hoek van die ambulans nie. Dit was amper asof time and space didn't exist. Jy weet, dit was net soos ek was nog steeds hier. Ek het nie 'n lig in 'n tonnel gesien en jy weet, en engele wat my kom haal het of jy weet of wat ook al nie. Maar ja, ek was net in die space en ek het afgekyk op my liggaam wat in die ambulans gelê het en ek het myself nie herken nie. Behalwe dit gevoel asof dis amper soos wanneer mense 'n ou skoolpel raakloop, jy weet, en jy weet jy ken hierdie ou van iewers af, maar jy kan hom nie plaas nie. Dit was so tipe iets. En toe besef ek, maar dis ek daai. En op daai stadium terwyl ek in daai ek weet nie wat sal mense dit nou noem nie, in daai spasie was, in daai space was nie. Toe dit was in kom ons sê maar dit was naby Harties geweest. Ons het op daai stadium in Littleton hier in Pretoria gebly en Centurion en ek sien toe terwyl ek daar is dat Janet is op die foon. Ek hoor die hele gesprek wat sy met haar boetie het. Sy bel hom, sy sê Michael, dit was 'n ongeluk. Hulle is op pad Kalafong toe met hom. Ek gaan jou kom oplaai, jy moet asseblief saamry. Ek sien hoe klim sy in die kar. Ek sien die pad wat sy ry. Ek hoor die hele gesprek wat sy met hom het asof ek daar by haar in die kar sit nie. sjoe, En maar dit was wat vir my nogal nice was, wel nie nice nie, maar wat vir my baie interessant was in daai spasie was dat dit was amper asof, jy weet, mense praat altyd van being in Christ. Ons is in Christus, nê. Maar ek dink dis min of meer hoe dit moet wees, is soos wat dit was daarso, want as jy in daai stadium vir my gevra het, hoor hierso, wat het met Noag in die ark gebeur? Of vertel vir my van Dawid en Goliat, dan sou ek jou kon vertel het asof ek al was, nee, asof ek deel was van dit en so aan, maar ek kon alles sien van daai oomblik af, jy weet, tot aan die begin, maar ek kon nie verder sien as daai dag wat dit gebeur het nie. Dit is waar dit geëindig het. Die ander ding was ek het teruggekyk en die obviously die ouens wat saam met ons gery het was toe nou op pad hospitaal toe agter ons aan. En maar ek het hulle almal gesien, maar ek kon nie die ouens herken nie. Jy weet, ek kon nie sien hierdie is Jan en Piet en Koos en Klaas en wat ook al nie. Hulle het al dieselfde gelyk. Het gelyk asof dit dieselfde ou is wat op al die motorfietsse sit en so aan. En ek dink na die tyd was dit vir my nogal heel besonder want ek dink dit is hoe God na ons kyk. Jy weet, as hy sien nie vir Jan en Piet en Koos en Klaas raak nie, hy sien vir Jesus raak. So wanneer hy deel is van jou and you are in Christ, dan is dit wat hy sien. Jy weet, ons almal lyk vir hom presies dieselfde. En in elk geval toe ek hospitaal toe en Janet het my toe daar by die hospitaal gekry by Kalafong. Yes. Ek wil jou net gou vra, né, want in jou getikte testimony, noem jy, okay, jy kon vir Janet sien en alles, maar jy kon ook hoor wat hulle dink. Ja, jy's reg. Ek het kyk die medics het aan my gewerk en so aan en obviously ek kon sien hulle werk om hierdie ou weer in die lewe te kry en goeters en CPR en jy weet en goetertjies oor die neus en allerlei goeters. Maar as ek vir die bestuurder gekyk het, dan kon ek hoor wat hy besig was om te dink. Hy het nie gepraat nie, maar dit was asof ek sy gedagtes kon hoor. Jy weet, en hy het heeltyd so in die spieeltjie gekyk en jy weet of teruggekyk en so en dan kon net hoor wat hy gesê het, ons gaan dit nie betyds maak nie. Jy weet, en dan dieselfde met die ou wat besig was die medic wat aan my besig was om aan my te werk en so aan. So ek kan nie onthou wat hulle gesê het of wat hulle gedink het nie, maar ek kon dit hoor asof hulle dit actually gesê het. Jy weet, so as 'n ou 'n ding gedink het, dan kon jy maar net sowel eintlik gesê het. Jy weet, so dis hoekom jy met jou denker nie laat die regte goeders daar binnekant sit, want anders kon jy dit net sowel gesê het. Doet, ekskuus om jou nou weer, ek wil jou net nog 'n vraag verder vra, né?
ek wil net indelf in hierdie oomblik. So in hierdie oomblik waar jy nou al hierdie dinge waarneem, jy sien Jeanette, jy hoor ons gaan dit nie maak nie. Jy kyk terug, jy herken nie regtig die mense nie. Jy sien daar lê iemand wat jy min of meer herken. Okay, dis dalk jy. Hoe voel jy? Ek meen, het jy emosies op daai oomblik? Is daar emosies wat deur jou loop? Nee, ek kan nie sê nie. Dit was net 'n ek dink dit was net 'n amazing vrede. Jy weet, dit was soos jy is nou daar, maar daar was nie gevoelens of gedagtes of jy weet of daai tipe van goeders nie. Dit was net maar wat ek wel kon voel is I was part of something much bigger than this, jy weet. En maar ek kon nie, daar was nie gevoelens van jy weet spyt of liefde of ek kon geen van daai goeders voel of so nie, behalwe dat ek kon net regtig ervaar dat ek is deel van iets baie groters as wat ek nog ooit gevoel het en so aan. Maar ek het toe nou weer wakker geword en ons het my toe nou weer bygekry en goed en toe ons by die hospitaal aankom toe het hulle nou x-rays gevat en die eerste diagnose was my skouer is gedislocate. En dit is wat fout is en hulle het vir my 'n Panado gegee en kateter ingesit, jy weet, en maar hulle het my soms so net so, ek onthou nog al die amper sê ek iets, die een die een nurse, wat is 'n nurse in Afrikaans? Een suster. Nee? Ja, die suster, nee. Maar die suster het my net so, toe nadat hulle 'n kateter ingesit het, my net so, jy weet, op voet so op die bedjie gesit wat ek op gelê het en my net so geboei daar in die hoek in. Want dit nie, jy weet, en ek het vir 2 dae daar gelê, sonder medikasie en al sulke goed. En op 'n stadium, toe hulle nou begin agterkom, luister hier, so daar's fout met my bene begin opswel en toe hulle nou begin kyk na dit, toe besef hulle maar die are is toegedruk, want die hele bene toe nou omgedraai goed, en hulle dit toe nou reggemaak, gelukkig my been gehou, en maar hy was baie sleg gebreek, jy weet, so, en hulle kon nie opereer nie, want ek was te swak, en Jeanette het toe op 'n manier reggekry my by Kloof Hospitaal uit te kry eers, ek dink dit was so op dag 2 of dag 3 of so, en ek het daar gelê en ek het gehoor die dokter sê vir Jeanette, my rug is gebreek op 5 plekke, want hulle het opgesien na my scans en goed gedoen, my rug is gebreek, alles tussen 2 en 12 basies was flenters, my ribbes is alles af, ek het inwendige bloeding, my aorta is oopgeskeur, my skouers vergrys, my hand is vergrys, ek kan nie eens helfte van die ander goeders onthou nie, maar dit was basies alles in die linkerkant van my lyf was alles bietjie kas toe en so aan. En toe sê hy vir het ek naby familie en so, want hulle moet nou kom. En my ma en my sussie het toe opgevlieg. Hy het vir haar gesê, jy weet, as ek by some miracle dit oorleef, jy weet, as ek die aand deurmaak of so, dan ek sal nooit weer loop nie, ek sal nooit my seentjie kan vashou nie, ek sal net my eettande kan borsel nie, jy weet, so. Nou lê ek daar so en ek is wakker en ek hoor al hierdie goeders en so aan en die eerste ding wat in my kop gaan is, luister hier so, ek gaan nie so lewe nie, so ek wil dit sommer net daar eindig, jy weet. Maar in 'n geval, ek onthou Jeanette het vir my gesing terwyl ek al gelê het en ek mag dit seker nou nie hard sê, maar sy sing nie baie mooi nie. So en ek onthou ek het my oog so oopgemaak en vir haar gesê, Jessie liefie, weet jy wat, ek probeer lewe, jy weet so. Ons het maar nog heeltyd krappies gemaak deur die hele ding, toe sy daar by die hospitaal aankom en my vir die eerste keer sien, toe sê ek vir haar nog, toe sê, jy lyk sleg, toe sê ek, ja, dis net 'n minor setback, jy weet, ons het nie geweet hoe bad dit regtig was nie. Maar anyway, so, maar toe het hulle my oorgeplaas, en die dokter het gesê, hulle kan my nie daar hou nie, so sy moet my skei, want ek kan nie daar doodgaan nie, jy weet, dit gaan vir hulle moeilikheid maak of so. En, toe het sy 'n ambulans gekry, met al die bells en whistles en die goed, ons laaste geld gebruik vir dit, en, ek stoe in die ambulans, en dit was seker hier rondom dag 3 of so, en die eerste keer wat, toe daai medic my oplaai, toe sê vir my, kan ek vir iets gee vir pyn, ouens, toe het ek seer nie,
toe is al die lewe terug. Daar's nie meer adrenalien van 'n dag oud wat pomp nêrens nie. En ek kan nie roer nie. Dit is net, jy weet, alles is net verskriklik seer. En hy het vir my morfine gegee en so. En in die ambulans en ons is toe meel met toe en toe ons daar aankom, dit was hier vroeg in die oggend. Ek is so 2 of 3 in die oggend. Toe het hulle my daar in die operasieplek ingestoot en so. En toe sê die dokter vir Janet, hy moet my oopmaak, jy weet, want ek het 'n inwendige bloeding en ek's besig om te verdrink in my eie bloed en so. En dit was toe nou wat binne in die helmet was, jy weet, was die longe en die goeters. En maar hulle kan my nie verdowing gee nie, want ek is te swak. En nou moet jy weet, dis onder my linkerarm, nou het hulle hierdie arm wat die beentjies is, hulle kon nie eens die stukkies bene kry nie, dit was so fyn en flenters gebreek en so. My blad was in die middel deur gebreek en al sulke goed. En hulle lig toe hierdie arm op en die ou kom met die skalpel en hy sny net so uit, sommer dit is nie ribbes in, maar ek spartel, ek beklei. Jy moet sien hier onder is oral as ek 'n klomp sny, jy kan sien ek moes seker heavy beklei het met die ouens goeters. Maar toe ek het verskriklik geskree blykbaar en toe hy eventueel tussen die ribbetjies deurgesny kry en sy vinger insteek om die pyp in te sit, toe pas ek uit. So hulle opereer op jou sonder verdowing. Ja, wel, hulle moes 'n pyp inkry tussen my ribbetjies deur. Okay. So, anyway, so dit was terrible, maar toe is ek weg, jy weet, toe is ek nie meer daar nie. En nee, ek weet nie of dit 'n induced coma was en of dit 'n koma was of wat wel nie, maar ek was toe nou uit. En dit was die maandag. Van die Dinsdag af. Nou lê ek in ICU en ek het al die masjiene en goed wat vir my asemhaal en wat my in die gang hou en jy weet en die goed wat hier uit my longe uitdrein en die kateter wat sy ding doen en goeders wat beep en skree en die hele tyd. Ek het so draadjie gehad wat hulle kan nie onthou van watter kant af het hy ingekom nie, maar hy's onder die vel en hy het hom bo my hart gesit om my hart te monitor. En nou lê ek daar so met al hierdie spul goed wat my in die lewe hang goed en my ma en my sussie is toe nou ook nou daar so saam met Janet. Maar een keer op 'n dag dan kom daar ou ingestap. Jy weet en dan kom sit hy by my op die bed en dan trek hy die pype uit en laat hy my regop sit en dan sit skielik asof ons op 'n ander plek is, jy weet ek is nie in die hospitaalbed nie. Dit lyk soos hierdie Windows prentjie, weet daai mooi berg met die blou lig en jy weet dit is so 'n plek, maar sit by 'n ronde tafeltjie. En dan vertel hy my grappies. Hou my hande so vas en dan vertel hy my grappies. Die snaakste goed, dan lag ek nie. En as hy klaar is dan laat hy my weer lê en dan so weer terug in die hospitaal en dan sit hy die pype en dan stap hy uit. En môre selfde tyd, selfde ou. Kom hy in, laat hy my regop sit, trek hy die pyp uit, dan is ons weer by die tafeltjie met hierdie mooi blou lig en mooi landscape en goeders en dan hou my hande vas en dan vertel hy my grappies. Dan lag ek. Dude, die goed is snotsnaaks nie. Dit is ek wens ook kon onthou nie. Maar in elk geval, en Janet vertel vir my na die tyd, sy sê, van die Dinsdag af tot die Vrydag, elke dag, dieselfde tyd, dan lê ek nou daar met al die spul goed wat my in die lewe en goed, sy sê, dan bars ek uit van die lag, sy sê, dan lag ek, laat die trane uit my oë uitloop, en dan skielik, dan is ek weer weg. En dit het nou aangegaan vir die hele week, en die Vrydag, toe kom jy ou ingestap, en elke keer wat hy inkom, herken ek hom, ek weet wie hierdie ou is nie. Kom hy in, kom sit by my, trek die pype uit, ons sit by die tafeltjie, is weer die mooi landscape en die goed, en vertel vir my grappies, maar toe hy hierdie keer stap, toe sit hy nie weer die pype en die goed terug nie. En toe hy by die deur kom, toe sy hand was so op ICU se deur, nee. En toe hy die deur oopmaak, toe sê ek vir hom, wag 'n bietjie, wie is jy? Jy weet, want hy stel hom nooit self voor of niks nie, hy kom net en hy doen sy ding en dan loop hy. En hy draai om en hy kyk vir my en hy sê vir my, ek is Jesus. En hy stap by die deur uit en toe daai deur toemaak, toe word ek wakker en toe verroer my voete so. En
Hulle het my onmiddellik toe nou die pype en die goed kom uithaal, want as ek wil inasem, dan blaas hierdie ding uit, jy weet, en as ek wil uitblaas, dan asem hy in, so, ja, hulle moes hom vinnig uithaal en so, en toe stuur hulle my nou weer vir scans, en ek weet nie wat noem mense daai ding nie, so 'n ronde ding wat jy in lê, en dan kyk hoe MRI. Ja, so ding. En doen die scan, die potter het my sien toe gevat, ek lê binne in die ding, hulle doen die scan, ons kom terug by die, ry weer terug na die, wat is ek wakker, toe is ek wakker. Ry weer terug tot by die dokter, en die dokter vat maandag se kom sê nou my x-rays of whatever, hy sit dit daar op in die lightbox, en hy vat die wat hulle nou net gedoen het, en hy sit dit op die lightbox, en hy staan so terug, en hy skit net sy kop, so nou is Jeanette staan langs hom, en hy skit net sy kop, so hy sê nee, hierso, dis nie regte pasiënt se goed hierdie nie. En hulle stuur my toe weer terug. En hulle doen weer die scans, ons gaan weer deur die hele storie. Jy weet, nou sit 'n mission met my lyf verseer, nou is ek op in die bed en dan skuif hom my oor en dis al goeters. En kom die tweede keer terug, selfde storie. Vat die ding, sit hom teen die lightbox, kyk na hom, maar nou raak hy heavy agitated, want iemand is besig om aan te jaag hierso. Die derde keer toe gaan hy saam. 3 keer. Weer in die masjiene in, daar gaan ons. Doen die scans en die goed kom terug, sit dit weer al op. Jeanette staan so langs en hy sê vir mevrou, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Dit is my rug gesond, my aorta is toe gegroei. So al die major goeders wat toe nou, wat die belangrikste goeders op baie stadium was toe nou reg. En hulle kon toe nou opereer en so aan. En na die tyd, ek meen dit is nou maar die in a nutshell, nee. Maar yes, as ek vir julle sê, dit wat 'n mens voel, is as jy, ek kon die Here se teenwoordigheid so voel en so aan, nee, en dit was vir my so sleg gewees, want ek is weer na dit, is ek weer terug bediening toe en so, ek was weer leer loop, die dag toe ek huis toe gegaan het, ek kon glad nie loop nie, ek is in 'n rolstoel huis toe, en ek het elke dag, dan staan ek op, ons het, my pa het my gehelp om vir my kierie te maak, en al sulke goeders, en ons het op 'n stadium afgevlieg na my maale toe, seker, ek kan nie onthou hoe lank was, seker 'n maand of 3 weke, of 2 weke daarna, of 3 weke, ek kan nie onthou nie. Maar toe het ek so half 'n prentjie in my kop van 'n ding wat ek moet bou, want die fisio by die hospitaal het vir my gesê, die rede hoekom mense movement in hulle arms so goed verloor, is omdat die spiere verkort. So, jy gaan jou arm moet oefen, en ek kan vir jou sê, dude, my skouer was kas toe, so ek kon nie, daar was nie 'n manier laat dit gaan werk nie. En ek kry 'n prentjie, en toe ons by my pa kom, by my pa en my ma, toe sê ek vir my pa, met my help, ek vir my prentjie geteken met hierdie hand, iemand werk, vir hom gesê, hy moet vir my hierdie ding bou, en dit is net sommer 'n ding met 'n polie en 'n toutjie, wat jy oor die deur sit, en dan kan jy jou arm in hom sit, en dan as jy die toutjie trek, jy dan selfs met jou voet, na die kant toe, jy weet, en dan vorentoe, en dan agtertoe, en dan nie agter, en so aan. En ons het die ding gebruik, ek het met hom bietjie geoefen, en so aan, en ons het teruggekom, en toe ek by die rehab center kom, toe hulle besig is met die rehab, toe sê die ou vir my, Jessie, wat het jy gedoen, want hy het nog nooit sulke progress gesien in so kort tyd, of wat ek al, toe wys ek vir hom die ding, en die volgende week toe ons daar aankom, toe lê die die patentpapiere op die tafel, toe het hulle dit gepatenteer. So ek het dan wel iets goed gedoen vir die mediese industrie, jy weet, so ons daar maar nice ding. Maar dit was maar 'n journey, jy weet, en so ek moes weer leer loop, elke dag trekkie verder, jy weet, 5 tree, en dan bel ek vir Jenny en sê ek vir dag 5 tree, of nee, ek het alleen toilet toe. Môre ek het alleen tande geborsel, jy weet, die dag gaan na hoorie, so ek het in die kombuis geloop. Jy weet, en naderhand ek uit die huis uit, en elke dag dan probeer ek vir myself net 1 treetjie verder en dan weer terug, maar dit vat forever. Jy weet, dis die tyd wat sy by die huis kom, dan as ek omtrent op pad terug huis toe. Jy weet, so, dit was maar 'n baie stadige storie. Maar hulle het vir my gesê, ek kan miskien Februarie weer reg wees om te begin werk en so aan, maar ek het, hierdie was Augustus, en ek het Oktober weer my eerste troue gaan afneem, en die ouens het my daar rondgestoot in 'n reistool, maar ek was daar, en ek kon nie die hele dag maak nie, want dit was nog bietjie seer en so aan, maar, jy weet maar,
you have to be there man. Mens kan nie ophou lewe en so aan nie. En die enigste ding wat vir my nogal moeilik was ek was my lewe lank in bediening gewees. Jy weet ons en toe ek terug gaan kerk toe en ek lei worship en goeders op 'n stadium. Ek gaan nie hierdie vir julle vertel nie, maar ek gaan net vir die Reader's Digest version gee van dit nie, maar ek kon nie dit kry wat ek ervaar het toe ek in 'n hospitaalbed was nie. Jy weet, ek kon nie Jesus voel nie. Ek kon hom nie sien nie. Dit was asof al hierdie goed vir my so weird was. Dit was asof ons hierdie massive partytjie hou en konserte en goeders, maar hy is nie deel van dit nie, jy weet. En Ja. ek het aangehou en ek dink omtrent 3-4 weke of so toe stap ek van die verhoog af een dag en ek trek my colours uit en ek gee dit vir hulle terug. En dit was dit, jy weet, en toe ons sommer heeltemal by die kerk uit en so sê ek ook omtrent vir 10 jaar. En Wouter het net nie om die hoek gebly van ons af en ek het baie by hom gaan kuier en so ek en hy het dan lekker gesels en hy het die hele tyd vir my gesê, "Loot, dit is tyd vir jou om terug te kom by die kerk." En ander het vir my gesê, "Jy kan nie weghardloop van jou bediening af nie, jy weet, dit gaan jou jaag en wat ook al." So, maar stukkie vir stukkie het die Here oor die tyd gekom en hy het al hierdie stukkies weer bymekaar begin sit, maar dis anders. Jy weet, dit is amper asof die Here my kom red het van 'n idol in my lewe, jy weet, en ek dink bediening miskien daai tyd was besig om vir my afgod te word, jy weet, want dit was my so lekker en dit was my so belangrik en alles het vir my daarom gedraai en so aan. En maar die Here het dit net so kom stop en daai idol uit my lewe uitgehaal en ek dink daai tydjie wat ek weg was by die kerk, kyk ek is lief vir hom, so jy weet, dit sou nooit weggegaan het nie. Maar 'n mens, jy moet deel wees van iets. En weet jy wat vir my interessant is, ek dink nou daaraan, toe ek op Bybelskool was nie, toe het 'n baie goeie pel vir my gesê eendag, toe sê hy, dis alright om vir die Here lief te wees as alles goed gaan. Hy sê, maar wat as jy eendag in 'n posisie is? Jy weet, ek's nou 'n Bybelskool student, as jy eerstejaars student is, weet jy alles, pappa. Jy kan vir enige ding vra, jy gaan antwoord hê vir dit nie. Ja. En jy kry vir uithaal en al daai stuff nie. En Willie sê vir my, hy sê, Loot, as jy ooit in 'n situasie is wat jy net jou oë kan roer, gaan jy nog steeds lief wees vir die Here. En ek het net vir hom gesê, of course, ou, natuurlik, hoekom sal ek nou nie vir hom lief wees nie? En daai ding het by my opgepop in die hospitaal die hele tyd, jy weet, dis as die Here my kom herinner het aan daai dinge, gesê het, Loot, onthou jy dit, jy het gesê ja, it's time to live out your promise. En Maar Loot, sê gou vir ons nou, wat ek met jou ken, sal nooit dink jy het 'n ongeluk gehad nie. Jou skouer, jou ribbes, jou hand, jou hele linkerkant is nou totaal en al gesond? Ja, kyk, in die winter raak dit maar seer, so ek het nog steeds penne en goed in my hand. Ek weet nie of jy die knop nie goed kan sien nie, hierso sit hy. So ek het nog penne hierso en ek het nog penne in my been. Ja, Jy's funksioneel, jy kan funksioneer. Ja, sien die ding is, Robocop. Ja. ek hou nie Maar dis maar ek wil nou net sê, want ons het nou nie meer, ons het about so 7 minute oor op die klok. So soos ons nou al ter slotte kan sê, né? Jy was deur hierdie tyd gewees. Dit was 'n tyd wat jy eintlik die naaste aan God gevoel het en die Here jou, ek meen, net bonatuurlik kom ontmoet het. Maar daar's mense wat dalk nou hierna luister wat dalk al ook deur moeilike tye gegaan het of tans in 'n moeilike tyd gaan. Is daar enige, ek meen, die vraag wat ek in my agterkop het is, ek het nou die dag te hoor ek iemand sê die gemeente het saam met jou gebid, baie vir jou ingetree en alles. Sou jy waar jy vandag terugkyk en alles wat jy dalk nou weet en jy weet hoe jy dinge verstaan, sou jy sê dat Jesus, dat die gebede het 'n rol gespeel of Ja, verseker. Ek meen, hoekom jy? Die vraag is, hoekom het mense wat vir jou ingetree het iets daarmee te doen? Is dit 'n absolute net, want daar's party mense wat nooit so ervaring gaan kry nie of nooit genees gaan word nie. I mean, hoe kyk ons hierna?
Weet jy wat, nee, definitief, ek dink daar's definitief krag in gebed en so aan, en ek dink, as jy vir iemand anders bid wat gesond word, nê, dan is dit nie, dan is dit net soveel vir jou van waarde as wat dit is vir die ou vir wie jy bid. En ek dink vir baie van die mense wat vir my ingetree het en so miskien was dit hulle wonderwerk, jy weet, hulle het gekyk en gesien, Jesus, die Here het my gebed gehoor. En jy weet, en so aan, so dit dis net soveel vir die ou wat die gebed doen, as vir die ou wat ontwik. So daar's definitief waarde. Ja, jy herinner my nou, en ek was by 'n apologetics conference gewees, nou laas jaar, en Craig Keener, ek weet nie of jy weet wie hy is nie, maar hy het 'n Modern Day Miracles, ek dink is die boek se naam, ek kan nou nie die boek se naam presies onthou nie, maar dit is geverifieerde medically verified miracles, okay, soos in jou geval, waar jy die mediese bewyse het, van wonderwerke. En hy het 'n dik boek daaroor, nou, daar's verskriklik baie wonderwerke as ons wou weet, but anyways. En hy was die vraag gevra, hoekom genees God net sekere mense en nie alle mense nie? En sy antwoord was, wel wat ons nie verstaan altyd van wonderwerke nie, is dat een persoon se genesing is vir die gemeente 'n wonderwerk. En dis hoe ons daarna moet kyk, maar ons is in so 'n selfgesentreerde society, that if it's not about me, then it's not valuable, jy weet. Maar eintlik sê God, een ou se genesing is vir almal. Jy weet, ek was, ek dink nie ek gaan sy naam sê nie, want ek weet, daar gaan baie mense my dalk nie like nie. Maar ek was deel van 'n groot bedieningsspan gewees en goed, en ek het regtig al amazing wonderwerke goed in my lewe gesien en so, en eendag toe vra ek die pastoor, luister hierso, maar jy is stikkend in jou eie liggaam, goed, jy het die hele dag pyn, jy siek, hoekom bid jy vir ander mense as jy weet, hoekom bid jy vir hulle as jy bid vir goed vir ander mense wat jy self mee sukkel? Toe sê vir my, weet jy wat, Loot, dit is omdat dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor jou gehoorsaamheid. Jy weet, en ek moet sê, dit was nou nogal 'n groot transforming tyd in my lewe en goeders, maar dis die een ding wat ek al weggevat het, dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor jou gehoorsaamheid. Jy weet, en die Here kan enigiets doen as daar iemand is wat gehoorsaam is om te reageer op dit, maar die probleem is, soos jy nou gesê het, 'n ou selfgesentreerd, en jy's bang jy gaan stupid lyk as daar niks gebeur nie. En dis hoekom ons baie keer nie reageer op dit wat ons voel Here vir ons sê nie. So, en selfs die mense wat vir my gebid het, jy weet, toe die gemeente en die kinders by skool, en almal vir my gebid het toe ek in die hospitaal was, dit was hulle gehoorsaamheid gewees. Jy weet, en die Here reageer op dit, hy love dit. Seker. Ja, ek dink, daarom is dit so belangrik, nee, ons weet nie altyd wie luister na hierdie podcasts nie, en wie hierdie storie gaan hoor nie, maar as ek 'n ding kan, 'n gedagte kan deel, is dit dat ek dink dit is baie belangrik om aan 'n gemeente te behoort. Daar's 'n rede hoekom die Here die kerk as sy manier van impak in hierdie wêreld saamgestel het. Kerk is sy konsep. Dis 'n liggaam. En hy nooi ons in daai om daar binne in te funksioneer, want dit is ons covering. Jy weet, ons cover mekaar, ons tree in vir mekaar, ons bid vir mekaar. Daar's te veel mense vandag wat sê, ag, ek hoef nie aan 'n kerk te behoort nie, ek kan die Here dien van waar ook al. En daar is 'n mate van waarheid daaraan, maar dit gaan nie oor of moet jy aan 'n kerk behoort of moet jy nie. Dis nie die moet, dis jy mis die punt. Die punt is, dis goed om aan 'n kerk te behoort. Dis goed vir jou om aan 'n kerk te behoort, en dit is die wil van die Here om in 'n liggaam te funksioneer, en jy moet, nee, want daar's 'n ander dynamic wanneer like-hearted mense of like-minded mense bymekaar kom. As jy by 'n profetiese konferensie is, wat verwag jy? Jy verwag profetiese vloei. Hoekom? Want dit is like-hearted people. As jy 'n worshipper is en jy is by die worship team, gaan die worship lekker wees. Hoekom?
want ons is like-hearted, verstaan jy? En dis dieselfde wanneer die kerk gaan en so aan. Ons is deel van 'n liggaam, ons is almal like-hearted. Wat wil ons doen? Ons wil die Here sien. Ja, So, presies. dis belangrik om by mekaar te kom en jy kan ons kan maar sê wat hulle wil. Jy weet, en Wouter het my nogal mooi oor die vingers getik daai tyd toe toe hy om die hoek gebly het. En hy het my gesê, Loot, jy kan nie jou kinders alles leer nie. Jy het nodig om hulle bloot te stel aan die gemeente. Jy het nodig of aan 'n kerk. Hy het iemand my gesê ek hoef nie lewende woorde toe te gaan nie, maar ek sou gaan want hy's my boy man. Wouter is awesome ou. Jy weet en so jy kan almal tot op 'n sekere punt vat, maar jy het die res van die span nodig om jy weet vir die res van die groei. En ek moet vir jou sê daai was vir my nogal 'n major transforming tyd in my lewe gewees want dit was nie dat my hart ver van die Here af was nie, maar my hart was ver van die kerk af, want dit klomp goeters gebeur, jy weet die ouens ek was uitgeskuif omdat ek nie meer alles kon doen wat ek presies kon doen nie en goeters. So daar was maar jy weet dit was maar 'n half ongemaklik storie goed en Janette het net vir my gesê dis tyd om 'n breek te maak. En dit moes vir my een van die moeilikste keuses van my lewe gewees het want dit was dis my passion. Ek het dit neergelê en vir die Here gesê ek lê dit neer. Dit is vir my verskriklik moeilik. So as dit terugkom, sal ek baie bly wees. As dit nie terugkom nie, as ek fine daarmee. Jy weet so. Ja. Maar die idol moes 'n bietjie skuif. Ja, nou ja, daai is 'n heeltemal 'n podcast op sy eie om te gesels oor die waarde van kerk in 'n mens se liggaam. Ek meen, daai gesprek kan 'n mens ook vir lank besig hou. Maar Loot, baie dankie dat jy oop en eerlik met ons kom gesels het en jou storie is regtig bemoedigend, baie emosioneel. Dit het my diep getref. Ek kan nie dink hoe lekker dit moet wees om Jesus in so 'n manier te beleef. Jy weet, as hierdie man wat vir jou grappies kom vertel en saam met hom te lag. Ja, dit tref my diep. Ek weet nie, dit is my baie special om jou storie te hoor. So, dankie dat jy hom met ons kom deel het. Ek weet nie of daar iets is ter slotte wat jy wil sê nie, Olivier. Ek wil net sê jou storie is regtig waar. Het my regtig diep geraak laasweek toe ek dit gelees het. En toe ek jou Sondag op die stage sien en ek sien hoe worship jy daar en ek dink by myself you paying it forward vir die Here. Jy weet jy bly nog steeds daar. Jy's terug by die kerk en jy's op die stage en jy jam en you just paying it forward. Die Here het jou genees en jy het nie op 'n hoekie gaan sit nie, jy het net gesê I'll pay it forward. So dis regtig amazing. Oh, thanks man. Ja, weet jy wat, ek moet sê 'n groot ding vir my nogal wat altyd terugkom is ek was maar nog altyd die klasclown, jy weet die Hans Wors in die klas tussen al my maatjies en goeters. Dit is my lekker om mense gelukkig te sien, dit is my lekker om mense te laat lag en wat vir my amazing was is dat Jesus gekom het en vir my kom doen het in my donkerste tyd wat ek van hou om te doen vir ander mense. Jy weet so dit is baie belangrik dat mense altyd in gedagte hou dat die Here gaan vir jou kom doen wat jy vir ander mense doen. Jy weet so dit laat jy 2 keer dink oor jou aksies en goeters. Ja, daai is 'n baie goeie closing thought. Dankie vir daai ene. Nou ja, toe, julle ons sien uit na volgende week. Ons gaan een van die dae vir Carly Jonker hierso hê. Sy gaan haar getuienis kom deel. 'n amazing storie wat ons gemeente beleef het ook daarso ook van genesing. So ons sien uit daarna en dan het ons vir Lise Pieterse wat een van die dae met ons kom gesels oor bullying, wat om te doen as jou kind geboelie word of as jou kind 'n boelie is. Hoe hanteer ons dit? So ons sien uit daarna. Dankie dat julle subscribe. As hierdie podcasts vir jou iets beteken, subscribe op YouTube. Ons het ongelukkig nou nie meer 'n Spotify account nie, ek weet nie, dis 'n krisis. As jy tegnologies sterk is, offer jou hulp. Ek weet nie wat, ek sukkel verskriklik met die podcast kanaal, so ek kry dit nie uitgesort nie. Maar subscribe op YouTube, volg ons op Facebook is For His Kingdom, en as hierdie podcast vir iets beteken, en jy wil iemand bemoedig, like dit en share dit. Dit help ons ook om groei te kry, en om mense te kry om hierdie podcast te luister. Wat noem mens die goedste, die likes. Ja, man, die agtergrondgoeders van social media wat jou promote en so aan en so meer. Maar anyways, okay, so goed, baie dankie julle, ons gesels
weer 'n volgende keer. Baie dankie julle. Dankie julle.